is daar regtig 'n God? Tuurlik is daar regtig 'n God. Weet, ek vra eendag hierdie vraagie vir 'n graad 5 klas. En die antwoorde wat ek teruggekry het. Die een meisiekind sê vir my: meneer, kyk net rondom jou. Waar dink jy kom al die vandaan? Sonder om te skroom, sonder om te ywer, sonder dat sy enigstens worry, het daai antwoord uitgekom. Sonder dat sy diep gedelf het. Net daarna is daar 'n laaitjie wat vir my sê: meneer, ons het soos geboue en goed gemaak. En soos, ek meen, iemand moes die mens gemaak het. En dan derdens 'n ander kind wat vir my gesê het: gaan lees die Bybel. Die Bybel sê so. Ook nie verkeerd nie, ek dink baie van ons sal daai ene sê. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie wetenskaplik na hierdie vraag. Nommer 1. Skepping vereis 'n skepper. Jy al ooit in 'n galery ingestap en gekyk so na die skildery en gedink: ja, ek wonder hoe het dit gebeur. Jy het na die skildery gekyk en jy sou gevra het: ek wonder wie het hierdie skildery gemaak. And lo and behold, daaronder in die hoekie staan iemand se naam. Die handtekening van die kunstenaar oor daai stuk kuns. Daardie prent se skepper. Ja, maar sant is, waarin is God se naam in hierdie skepping? Sy naam is in jou DNA. Sy naam is in jou asemhaling. Sy naam is in die enigste boek wat ons regtig kan vertel van hoe alles tot stand gekom het. Die Bybel. Sy naam is tot op stene gevind wat in die geskiedenis opgeteken is. Ek kan aangaan hieroor, maar ek dink dit is redelik self-explanatory dat as 'n mens 'n naam soek op 'n skildery, dan gaan kyk jy daar onder in die hoekie en jy sien, daar is die handtekeningkie gegee van die persoon wat daai stukkie kuns daarso gemaak het. Het julle geweet dat wetenskap ontstaan het, ofwel die studie van wetenskap ontstaan het, as gevolg van die feit dat die mens God probeer verstaan het en soek het en gekyk het hoe hy als gemaak het. En nou, vir een of ander rede, omdat hulle gesukkel het, nou sê van hulle: ja, maar dis onmoontlik, hoe kan daar God is, hierdie dinge kon nie al so gebeur nie, want ons kry nie die antwoorde nie. As hulle net bietjie verder hulle Bybel gaan lees het, sou hulle gesien het, dat God gee nie al sy geheime weg nie. Hoekom nie? Want hy weet, dat die mens neek rond en hy pervert al sy planne. Die mens sal alles alweer herskep in sy beeld of in iets anders. 'n Goeie voorbeeld hiervan is in Openbaring opgeteken, dat toe Johannes sekere goed moet skryf, dan word daar vir hom gesê: die volgende skryf jy neer en die volgende skryf jy nie neer nie. Kom ek deel gou met julle 'n fundamentele wet van wetenskap, of soos ons dit nou noem, science, né? The law of conservation of the universe. Wat beteken dit? Ek gaan net so kortliks vir julle verduidelik. Dit beteken dat iets kan nie kom van niks nie, en niks kan nie kom van iets nie. As 'n ster byvoorbeeld ontplof, daardie energie verdwyn nie. Hy shift net oor in 'n ander vorm. En tog, daardie ster, daardie materie, iets moes dit gemaak het. As ons wil verstaan wie God is, moet ons verstaan dat hy bo dit is. Hy's bo tyd, hy's bo spasie, hy's bo materie. Hy beheer dit. Hy het nie een van daai vorms nodig nie. Imagine gou die volgende vir my. Jy sit by 'n rekenaar en op hierdie rekenaar het jy 'n speletjie ontwerp. 'n Goeie voorbeeld hiervan is daai Sims speletjie van die mensies. Hulle loop so rond en doen wat hulle wil en jy kan die mensietjie bietjie help om geldjies te maak en sy hond te gaan loop en sy huisie te bou en goeders. Maar self beheer jy nie eintlik daai mensie nie, nee. Nou dis 'n baie goeie voorbeeld. Nou, al beheer jy al die dingetjies wat daar aangaan, of jy kan dit beheer, jy los dit eintlik so half net so 'n bietjie op sy eie loop. Jy self het nie limite soos daai speletjie nie. Jy is nie subjected, onderhewig aan dieselfde limitasies wat die mense in daai speletjie het nie. Hulle kan sekere goed doen, maar jy kan goed doen wat hulle nie kan doen nie, want jy het daai speletjie gemaak. So jy kan nou besluit wat jy met daai speletjie volgende gaan doen en nie gaan doen nie. Hulle kan nie.
En dit is hoe God is. Hy is bo dit. Hy is bo ons. Hoekom? Want hy is die creator. Hy is die skepper. Hy het nie dieselfde limitasies as wat ons het. Hy kan selfs 'n karakter maak in sy beeld wat hom verteenwoordig, wat dinge kan doen wat nie een van daai ander mensies kan doen nie. Hoekom? Sodat mense kan sien daar is 'n God. En daai karakter hoef nie heeltyd daar te bly nie. Daardie beeld hoef nie heeltyd daar te bly nie. Hoekom nie? Want hy hoef hom net te stuur en vir die mens te vertel wat sy doel is met hulle. En al wat dan moet gebeur is, hulle moet net doen wat hy van hulle afvra. Hoekom sou hy so iets doen? God wil relate met die mens. Hy wil hê jy moet kan vereenselwig met hom. So hoekom noem ons hom dan God? Hoekom is hy God? Hy is God want hy's 'n skepper. Hy's nie limited soos ons is nie. Hy's bo ons limitasies. Hy skryf die code. Hy stel homself voor aan ons. Hoekom? Want hy wil vir ons wys wat sy doel met ons is. Maar hy wil hê ons moet dit vrywillig doen. Hy beheer jou nie heeltyd nie. Hy sê nie klik nie hier en sê gaan daar en klikkie sê en gaan daar nie. Hy los jou. Daarom het hy sy seun gestuur om vir jou te wys wat sy doel is met jou en hy wil hê jy moet daardie keuse vir jouself maak. So daar het julle dit. God is die een wat skep. Hy is in beheer. Hy het homself gestuur vir ons as mens om te wys wat sy doel is vir ons as mens. Dien hom, eer hom, respekteer hom en dit sal met jou goed gaan. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal sy.